God verstaan jou omstandighede, maar hoe jy met hom praat, maak saak. Gister het ons begin met hierdie baie belangrike gedagte, dat jy kan met God praat oor enigiets, maar jy praat nie sommer enige manier met God nie. En vandag wil ek daardie waarheid net 'n bietjie dieper vat, 'n bietjie verder ontwikkel, want ek dink, een van die redes hoekom mense soms onverskillig raak met hoe hulle spesifiek met God praat, is omdat hulle 'n wonderlike Bybelse waarheid vat, maar dan dit vertrek. Hulle maak iets met daai Bybelse waarheid wat nie noodwendig gesond is nie. En dis die volgende, die waarheid is dat God nooi ons om nader aan hom te kom. Dis immers wat ons lees hier in Hebreërs 4 vers 16, wanneer die skrywer sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Daar sal ons sy ontferming ontvang en ons sal genade vind om ons te help wanneer ons dit die nodigste het. Geliefde, is die pragtig nie, hierdie belofte dat ek en jy, ons hoef nie weg te kruip nie. Ons hoef nie te wag tot alles in ons lewe perfek is nie. Ons hoef nie eers ons emosies netjies uit te sorteer voordat ons na God praat nie. Ons kan na hom toe kom met absolute vrymoedigheid. Maar geliefdes, vrymoedigheid is nie dieselfde as roekelose emosionaliteit nie, of emosionele roekeloosheid. Ek dink ek het daar 'n woord op gemaak, maar om met vrymoedigheid na God te kom, beteken ek kom deur Jesus, omdat hy vir my die pad oopgemaak het. Nee, dit beteken nie, ek kom arrogant, roekeloos, hard of oneerbiedig na God toe nie. Nee, ons kan nie na God toe kom asof hy ons alles net skuld nie. Dit is die probleem van 'n gesindheid wat nie gesond is nie. Hier is dalk 'n eenvoudige manier om daaraan te dink. Wanneer jy regtig seer het, praat jy soms deur trane. Wanneer jy bang is, nee, dan praat jy soms te vinnig. As jy onveilig voel of jy's dalk kwaad, dan kom maar woorde uit wat jy klink dalk de mekaar. Veral as jy oorweldig voel, nee, dan kom jy woorde so de mekaar uit en jy wens ek wens ek het dit so gesien nie, want dit is nie heeltemal hoe ek dit bedoel het nie. En geliefde, God verstaan dit. Hy verstaan dit. God is nie 'n koue vader wat sê, kom terug wanneer jy jou sinnetjies beter geformuleer het nie. Nee, hy is 'n genadige vader. Dit is wie ons hemelse Vader is. Hy hoor die pyn agter ons woorde. Hy sien die trane wat niemand anders te sien nie. Hy verstaan jou vrese beter as jy enigstens kan begryp en moontlik enigstens vir iemand mooi kan verduidelik. Maar ons moet net weet, aan die ander kant, daar's 'n manier ook hoe ons gehoor word. God verstaan my pyn, maar hy vorm steeds my mond. Hier is tog Dawid se woorde in gister se oordenking, want soms gebruik mense hulle pyn, en dis die probleem, hulle gebruik hulle pyn as 'n verskoning vir oneer. Soms sê mense, ek is maar net, jy weet, ek is net eerlik met God, maar eintlik praat hulle met God asof hy nie heilig is nie. Soms word, ek bring net my waarheid, nee, ek praat net my truth, soos die jonger mense sal sê. Dit word 'n manier om na God toe te kom, maar eintlik nie toe te laat dat hy ons vorm nie. Daarom wil ek wil hê, ons moet weer kyk na Dawid se storie. Dawid was nie 'n man wat sy emosies weggesteek het nie. As ons die psalms lees, nie, Dawid het uitgehuil, hy baie keer na God toe gekom en gevra, hy het na hom toe gekom en het uitgeroep na hom toe, nie. Dawid het ook gekla, nie. Dawid het sy vrees, sy verwarring, sy vyande, nie, sy situasie, sy skuld, sy verlange, sy pyn, hy het al daai goeders voor God gebring. Maar Dawid het ook gebid, hy het die volgende gesê, Here, sit 'n wag voor my mond, Here, hou wag oor wat ek sê. Met ander woorde, hy sê, Here, ek bring my hart na U toe, maar moenie toelaat dat my hart my mond in sonde lei nie. Ek bring my hart na U toe, maar moenie laat my mond myself in sonde lei nie. Geliefdes, is daar nie veel kragtig nie. Dawid sê nie, Here, verstaan net my woorde omdat ek seer is nie. Hy sê, Here, bewaak my woorde juis omdat ek seer is. Want dis wanneer ons emosioneel is, dat ons mond baie gevaarlik kan raak. Dis wanneer ons onvoorspelbaar is hier binne in ons hart, wanneer ons kwaad is, wanneer ons teleurgesteld is, wanneer ons voel dinge is onregverdig, dinge draai teen ons, nee, en dan kan ons soms, dinge kan skeef uitkom. En dis wanneer ons gebede nie so vinnig beantwoord word soos ons gehoop het nie. Dan begin woorde soms uitkom wat nie net pyn wys nie, maar dit wys soms ook net eintlik ons trots. Dit wys nie net ons eerlikheid nie, maar baie keer is dit 'n verskuilde beskuldiging. Ons kom na God toe in ons pyn, ons seer, ons gebrokenheid, maar eintlik beskuldig ons God, ons het aansoek teenoor hom, eintlik is ons net rebels. En geliefdes, dit is waar God ons lief genoeg het om ons te vorm. Hy sê nie, moenie nie kom nie, hy sê, kom nader,
maar kom dat ek jou kan heel maak, kom dat ek jou kan lei, kom dat ek jou kan vorm, kom dat ek jou kan verander, kom dat ek jou kan heel maak, kan gesond maak, is die prentjie wat op my opkom. So vandag, geliefde, ek wil ons herinner. God se genade beteken ek mag nader kom, maar dit beteken nie dat my gesindheid teenoor God ook net kan bly soos dit is nie. Ons gesindheid teenoor God gaan verseker verander, dit gaan groei as ons naby aan hom wandel. Dalk is jy in 'n seisoen waar jy baie vra het. Dalk is jy seer gemaak. Dalk is jy teleurgesteld. Dalk het jy gebid en jy voel asof dinge net nie verander nie. Dalk is jou hart vol emosie, net dit borrel oor, daar's soveel swaaibrand. Bring dit na die Here toe. Bring dit na hom toe. Verseker, bring dit. Wees kwesbaar. Maar wanneer jy kom, bid saam met Dawid, bid soos Dawid. Sê, Here, sit 'n wag voor my mond, hou wag oor wat ek sê. Geliefde, dis nie omdat God bang is vir jou emosies nie. Dis nie omdat God jou wegstoot wanneer jy seer het nie. Nee, maar omdat God jou so lief het, dat hy jou nie net in jou situasie wil aanraak nie, hy wil ook vir jou vorm in daardie situasie. En geliefde, hier op Dinsdag, net voor ek afsluit, wil ek net sê dankie vir elke persoon wat inskakel, vir ons kommentaar los, hierdie oordenkingsdeel, saam met ons bid. Dit maak so enorme verskil wanneer hierdie boodskappe verder gevat word. En as hierdie oordenking vir jou waardevol is, hierdie gedagte dat ons moet eerbiedig met God praat, asseblief deel hierdie video, deel dit met iemand, stuur dit vir iemand anders aan. Geliefde, vandag se eenvoudige gedagte is dit: God verstaan jou en my pyn, maar hy vorm ook ons mond. Hy kom vorm ons hartsgesindheid. So kom met vrymoedigheid, kom met jou trane, kom met jou vrae, kom met jou hele hart, maar kom ook met eerbied. Kom met eerbied na God toe, want die Vader wat jou pyn verstaan, is ook die Vader wat jou help om meer soos Jesus te praat. Kan ons vandag so bid? Kan ons vandag hierdie ons gebed maak, hierdie woorde: Here, ek kom met vrymoedigheid, maar leer my om met eerbied te kom, vorm my hart, vorm my woorde, Here, sit 'n wag voor my mond. Kan ons so bid? Ek hoop so. Kom ons sluit die oë. Vader, vandag bid ons Dawid se woorde. Here, maak nie saak wat deur ons gaan nie. Ons weet dat alles werk ten goeie mee vir die wat U liefhet, en in daai liefde vir U bid ek dat U ons harte en ons mond sal vorm. Daarom vra ek, Here, sit 'n wag voor my mond, vir elke persoon wat vandag luister. Here, wanneer ons pyn, frustrasie en spanning beleef, kom bestuur ons, of kom stuur ons woorde, kom stuur ons angstigheid, kom maak die binnekant heel en gesond. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus, Here, kom plaas 'n wag voor ons mond. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.